Radio Fynbos luisteraars, dit is 11 uur, woensdag, klein Saterdag, en u is ingeskakel by ons gesels oor alles en nog wat. Nou, vanoggend het ek net vir Jakkie oorkant my, Veronica, mooie Veronica, ek hoop sy luister nou in, is daar by Odds & Ends. Nou, dit is ons tweedehandse winkel in Stilbaai, wat briljante diens het. Daar sal jy iets tweedehands kry, dat dit absoluut lyk asof dit nuut is. En dit is dan Veronica se groot, harde handewerk daarachter. So van my kant af en van Chantay se kant af, van Radio Fynbos se kant, kan ons net vir julle sê, hierdie hele uitsending wat julle elke woensdag hoor, is dan letterlik uit die kantore van Odds & Ends. So Jakkie, baie welkom. Dankie Leonie, lekker om terug te wees. Laas week het ek het gemis en ek het dit regtig gemis. Jy kry so 'n leemte wat oor jou spoel en ek wil amper sê half jaloesie dat ek nie kon wees nie. Maar ons is opgewonde vandag. Luisteraars, goeiemôre. Ons sien 'n hele klomp visitors hier in ons dorpie. Ek is seker van hulle is van ons duisende luisteraars wat na ons luister. Dankie Leonie is oorkant my en Chantay, soos gewoonlik is sy ons klankingenieur en regisseur en sy reël dat dit wêreldwyd uitgesaai word. Ons is so opgewonde oor dit. Dit is lekker om vir julle hier te hê en al die kuiergaste kuier lekker. Ja, nou as julle teen hierdie tyd al baie besig is, ons weet almal is baie besig, maar vat so 'n paar minute af en luister na Radio Fynbos en luister na die program, ons gesels oor alles en nog wat, want ons weet ons dorpie is nou al lekker besig, Jakkie. Lekker besig, weet jy, dit is vir my so lekker as ek werk toe ry en ek sien, hier draf mense en hier ry hulle fiets en daar gaan hulle aan op die boot, op die rivier. Die kinders, weet jy die lekkerste vir my is, Leonie en luisteraars, as ek in die aand by die huis is en ek sta op die stoep, natuurlik omdat ek moeg gewerk is, maar ek sit daar en ek sien hoe ry die klein kinders lekker fiets sonder enige vrees. Hoe lekker is dit nie? Die mense kyk uit na hulle, dis veilig, niemand gaan hulle fiets steel nie. En ja, dan sien ons, ek sien ook heel wat, die hondekinders kom saam, is lekker, vir ons is dit moes maar ons kinders so ouer hier word, ons is mal oor hulle, en dan die lekker strande. Hoe lekker was die weer nie afgelope tyd, ek voel vandag waai die wind 'n bietjie, Leonie. Ja nee, kyk, die wind waai vir jou vandag, dat jy weet, jy is gewaai. So as julle ons strande, ons blou vlag strande, besoek, dan moet julle ook weet, daar is blou blaasies. Dis reg, ja. Dis maar 'n ding wat, ek het een keer 'n kind gehoor skreeu, maar daar, gelukkig het een my nog nie in die hande gekry nie. So ek ken nie daai pyn nie. Maar as jy die arme kind hoor skree, dan weet jy. En dan was baie boere raad. Ek weet nie of die luisteraars Andy en ek weet nie wat alles moet jy saamvat nie. Maar doen maar 'n bietjie huiswerk. Mens weet nooit wanneer tref so iets jou nie of jou kind, veral as hy lekker in die brander speel. En onthou tog nou maar julle sonbrandmiddels, gaan maak 'n draai daar by Fynbos apteek en kry tog nou julle sonbrandmiddel, laat julle nie lelik brand en op die einde van die dag 'n slegte vakansie het hier in Stilbaai nie. Ja, jy sê ons so dan kan hinder, nie. Ja. Ja, die komberse moet nie eens aan jou raak, so seer is dit. Never mind nog ander mense aan jou raak. So ja, onthou dis waar, dis goeie raad van Leonie, kry sonbrandmiddels. En baie welkom sê ons weer eens vir al die gaste so ver hier in Stilbaai. Hier's al heel wat in. Ons gaan nog bietjie kyk en rondry en dit gaan nog meer toeneem. En nou ja, nou wag hulle vir die eksamen, Leonie. Hulle het al hulle rapporte gekry hoor, vanoggend toe het 'n klein seentjie, ek kan maar sy naam noem, Rikus Potgieter. Ek het vir hom ook een van die boekies gegee, toe het hy heel proud vir my sy rapport kom wys. So nee van hulle het dit al gekry en kinders baie geluk ook met daardie rapporte. Ons weet julle het hard gewerk en nou kan julle lekker vakansie hou. En nou wil ek net iets noem, al het ons NSRI in Stilbaai, stasie 31, wat absoluut op hulle pos is, moet julle tog maar versigtig wees vir strome. En ek dink baie min mense weet dat sou hulle in 'n nood beland, kan hulle NSRI uitroep. Dit kos jou nie 'n plaas se geld nie, dis hulle diens wat hulle doen, vrywilliglik. So moenie dink, ja, nou kan ek hulle nie roep nie en nou gaan ek duisende rande moet betaal vir dit. Doen dit betyds en bly uit gevaarlike strome uit.
Ja, dis sulke goeie raad daarso en ons het juist gelees van gevalle. Is so waar wat Leonie sê, jy weet, Leonie, jou dogter wat lugvaardin is, sal ook weer die gesegde in 'n airline is altyd, wat is die koste van 'n lewe? So moenie worry dat die kostes maak nie saak nie. Daai lewe is baie, baie belangrik. So ja, wees op die uitkyk. Ek het gister met 'n ou gepraat, toe sê hy, ek laat my kinders nie, hulle is al redelik groot, 'n armlengte van my af nie. En dit is sulke goeie raad, want strome gebeur sommer nou, en as jy hom nie kan lees nie, is dit nag vir jou. Maar dis die donker kant. Die lekker kant is, ons het mooi strande, ons het, elke blou vlag het lewensredders, en in Stilbaai is dit een van die beste dinge, en ek glo Witstrand en in Gouritsmond ook. So, daar's ons gelukkig. Kyk nogtans. Wil nou na die bokke, man, ek kan nie gewag het dat ek was so opgewonde oor die bokke wat mense hart uit ritme uitgespeel het partykeer, en daar wen hulle. In Kaapstad die tweede jaar agter mekaar. Baie geluk, dit wil gedoen word. En ek verstout my om te sê, hulle teen van die sterkste spanne gespeel en gewen. Ja, so hulle het Fiji gespeel en gewen, hulle het Nieu-Seeland gespeel en gewen, en dis tradisionele sterk spanne. So wel dan, nou het julle wel lekker rus tot Januarie, dan gaan julle toernooi aan. Leon, onthou jy, ek en jy het op 'n call gepraat, ons moet bietjie iets sê wat mense miskien nie oor saamstem nie. Net om mense wakker te maak. Julle is almal wakker, maar om vir ons WhatsApps te stuur na 082-781-9025. Nou, ek het nou vanmôre op pad hierna toe na die ateljee toe, het ek gedink aan iets toe, ek het dit nog nie eers met Leonie en met Chantay gepraat nie, want ek wil hê hulle moet ook skrik. Maar anyway, dis nie so erg nie. Ek het so gedink toe ek hierna toe ry, jy weet, ons almal sê, of die bokke sê, ons speel vir Suid-Afrika, wat relatief reg is. En nou sê ek, speel hulle vir Suid-Afrika, is enige besigheid dan nie maar net vir Suid-Afrika nie. Is die lugredery nie net vir Suid-Afrika nie, want hy vlieg vir Suid-Afrika. Met ander woorde, wat in my kop rondhardloop, 'n luisteraar nou nie julle my op trek bring, op hierdie WhatsApp nommer, sou SA Rugby sê, mense, ons is in die nood, gaan speel hierdie game vir ons sonder betaling, vir Suid-Afrika. Sal hulle dit doen? Nee, ek twyfel. En ek oordeel nie hierdie kant of daai kant toe nie. Wat dink julle luisteraars? Ons soek reaksie. 082-781-9025. En ja, dan kan ons daaroor gesels. En behalwe dit, Leonie en Chantay, dankie vir Chantay vir hierdie laat aansluit van Johan Kriel van Stilbaai, sy versoeke. Sy vrou Heidi en Etienne, sy seun, gaan lekker daarna luister, en dit gaan deur die loop van die program gespeel word, as ons regisseur dit so wil. Ek kan nou nie sien of sy haar hand in die lug sit nie. Ja, nee, wat soos gewoonlik, sy sien sy kans vir alles. Nou Johan Kriel van Stilbaai se eerste versoek is Caravan van Mike Bat, en Chantay, ons klankingenieur en regisseur, het vir my so 'n mooi weergawe gestuur. Ek het ons met Kliphard op die radio gespeel, ek dink Johan speel op hard, Heidi hier maar vir ons sê, ek dink die bure kom maak om baie stil. En dan San Francisco, al twee my gunsteling, ons speel dit deur, en dankie dat julle deelgeneem het. Leonie, jy is mal oor wysheid. Ja, nee, ek moet sê, wysheid is nogal vir my 'n onderwerp, wat my baie interesseer. So, ons moenie ons bewegings aankondig nie, ons moet ons aankoms bevestig. Ja. The eagle has landed. Dis reg, ja. Is dit nie so nie? Almal, ek dink baie keer daaraan, dan sê die ou, ek gaan nog dit doen, ek gaan nog dit doen, en gaan nog dit doen. Ja. Doen dit, en sê, okay, weet jy, ek het dit gedoen. Ja. Dit is soos ek het sien, jy is nou 'n dieper mens as ek, maar dit is soos ek het sien. Ja. Ja, en 'n vis met 'n toe mond word nooit gevang nie. Wat sê julle van daai een, luisteraars? Ja, wys jou, laat my weer dink aan die magtigheid van die tong. Hou jou mond maar toe. As
as jy nie iets goeds het om te sê nie. Dis soos ek om lees, Leo, nie? Ja, want kyk, die woord sê ook vir jou, nee, jy sal eet die vrug van jou mond. So baie keer dan wonder ons hoekom ons lewe so baie sleg uitdraai, en daar soveel vrugte is wat so sleg proe in jou mond, dan moet ons maar 'n bietjie gaan terugkyk, wat het ons gesê, so nog 'n wysheid is sommer net spreek lewe en nie dood nie. Daar sê. En 'n man wat 2 hase jag, eindig in hongersnood. 'n Wyse man plant wortels. Ons het altyd met die kinders gespot en gesê, dit is so maklik om 'n haas te vang. Jy sit net agter 'n boom en skree soos 'n wortel. Okay. Right, dan gaan ons 'n bietjie humor toe. Ja, so dit neem net een stadige, lopende persoon in die supermark. O, hierdie een is so vir my. Mense, ek wil hom net weer vir julle lees. Dit neem een stadige, lopende persoon in die supermark of 'n geselsende groep in die deur om persepsie dat ek 'n goeie mens is te vernietig. En dit wil ek sê van my man Gerard Roots ook. Ons is Yes. twins daar. Dan dink jy, hoekom dink die mense nie? Nee, ek verstaan sommige dinge net glad nie. Glad nie, ja. Maar ja, iewers moet ons seker geduld opleer. Ja, ek wens ek kan dit aanleer. Maar ons doen ons bes. Jackie, nou ja, Veronica is nou nie hier nie, so jy kan vir ons meer vertel van handeldryf en tweedehandse goedere, wat julle mos nou regtig ondervinding van het. Ja, en ek, luisteraars, ek praat uit die oog van die wet, nie uit die oog van ons winkel uit nie. Ek wil nie dit doen nie, dis nie reg nie. Ons het gereeld vergaderings met die Suid-Afrikaanse Polisdiens, en van dit wat ons daar bespreek, gaan ek nou hier weergee, want dit is die wet, en ons moet almal daarin glo, en ons wil nie glo nie, ons moet almal die wet onderskryf, soos ons enige wet maar moet gehoorsaam. Nou met die onlangse ene vergadering tussen die SAPD en die tweedehandse items, wat handel dryf, wat tweedehandse items in handel dryf, is 'n hele paar punte opgehaal, want opsiggewend is. 'n Mens vergeet van dit en jy dink nie daaraan nie. Maar tog is daar ook 'n komiese kant, soos maar die meeste gevalle. Alles is in die lewe nie net altyd ernstig nie. Daar is baie maniere om te lag oor goed agterna. En ek dink ons Suid-Afrikaners is goed daarmee. Ja. Ons is goed om van 'n slegte situasie 'n humor situasie te maak. Dit is absoluut. En dit maak jou gees sommer lig. Baie snaakse items is al te koop aangebied. En ek praat nou hier spesifiek daar by ons. En die snaakste een was 'n geroeste motoruitlaatstelsel wat verkoop wou word. En die ou sê toe, moenie worry nie, die stelsel is net exhausted. Nou of dit nou obvious nie daai exhauststelsel ingekoop nie. Maar ek het ook gesien, toe ek nou die dag daar by Agri was en ek daar verby julle gestap het, die yskas, wat kamertemperatuur wyn. Ja. Vertel ons bietjie. Ja, dis 'n yskas wat ons gekry het wat nie gewerk het nie, en ons probeer alles komies maak in die winkel, as jy daar inkom, en ek wil nie nou oor die winkel praat nie, maar ons maak alles, ons humor is vir ons bitter belangrik. En die yskas het nie gewerk nie, en ek het besluit, kom ons sit hom buite en ons skryf haar op. Dis 'n rooiwyn yskas, hy hou jou rooiwyn kamertemperatuur. Dit is sy storie. Ja. En die ander een wat ons ook baie van lief is, wat mense baie afneem, as twee goed wat hulle baie afneem is die yskas, is die een wat sê, complaints 327 km van hier af, kan jy gaan complain, en goeie raad, 327 cm, kan jy kom vir ons goeie advies gee, of goeie skenkings, of goeie whatever, kommentaar. En dan ook natuurlik, dit luisteraars, ek het nou so 'n bietjie advertensie hierso, wat ek nie wil doen nie. Al ons elektriese ware is lifetime guarantee. As hy stukkend is sy lifetime verby. Nou ja, dis dit. Nou ja, ons het 'n paar valstaan al daar ingekry. Werklik. En iemand het dit gekoop. Jy kan dit nie glo nie. Hulle het dan nie dit voor ons ingepas. Ek wou nou net gevra, dink jy nie dis iemand wat dit verloor het en toe sien julle dis hulle tande? Ek weet nie. Weet jy wat ons agterkom? Veral nou is die tyd. Is die studente koop die snaakse goed om poetse mee te maak. En ek vermoed daai is een van dit. Ja.
Die snaaks dat die jong klomp kom so, en dis vir my so lekker as hulle inkom. Gister was seker, ek wil sê 10. Dan sê hulle, kom ons doen dit, en dan koop hulle die snaakste goed, wat jy nooit eers sal dink, 'n kind of 'n jong mens sal koop nie. En dis vir my sulke lekker humor onder die jeug deesdae. Nou, hy ook 'n varkskraper, ek weet nie of jy weet. Ek weet nie wat is 'n varkskraper. Varkskraper is, hy so rond, ek moet nou sukkel om, ek weet ek gaan sukkel om te verduidelik. Hy's rond soos 'n pyp, maar seker so 6 duim lank, met 2 handels bo vas wat so gekrul is, dan sit jy jou vingers om, ek wys nou vir jou nie hoe dit werk, ek dink sy kan dit insien, julle miskien nie, en as die vark nou uit die water, uit warm water uitkom om geskraap te word, dan gebruik hulle daai ding om hom mee te skraap. En hy het daar gestaan vir maande. Ja. En ek het denk gedink, wat? Elkeen wat inkom vra, eendag toe kom 'n oomie daar in, van 'n plaas af. Maar jene, hier is 'n varkskraper, toe vat ek. Ja, ek onthou nog van die menorah blyk, hoor. Ja, dit is 'n storie om 'n vark te skraap. Ja. Nou ja, daar is deesdae baie platforms waarop items verkoop kan word. Enige oortollige items word adverteer, belangstellings kom in, en die item word verkoop. En wat ons op die vergadering uitgelig het, is mense wees versigtig. Nie om daar te koop nie, wees versigtig om eers die item te kry, en dan betaal jy. Ons het gister weer 2 gevalle gehad, waar mense kom klaar, hulle deposit te betaal, en hulle die mense soek om, hulle net gaan. Kry sulke mense nie skaam nie. Die vet weet Leonie, wat se gewete het jy? Yes. Nou, dit maak hartseer, en weet, baie keer ongelukkig word dit gedoen aan mense wat klaar sukkel. En dit breek regtig my hart as hulle my dit kom vertel. En ja, ons sê maar almal die ou storie. Moenie die goed laat gaan, of jou geld laat gaan, voor jy die goed aangekoop het nie. En moenie jou items wat jy verkoop laat gaan, voor jy betaal is nie. Daar's te veel gevalle, mense. Nou, wat sê die wet? Nou, die wet moet 'n ou nogal lees, en ek gaan hom net opsommend, want ons moet nogal goeie kennis hê van die wet, en ek is nogal lief om wette te lees en opsommend. Wanneer jy handel dryf, of een besigheid bedryf, in enige tweedehandse item, moet jy 'n perseel hê met 'n 7 dae stoor. Nou, die 7 dae stoor beteken, as jy goed aangekoop het by iemand, moet jy hom 7 dae in die stoor hou, en dan as daar nie klagtes kom dat dit gesteel is nie, kan jy dit uithaal en dan verkoop. Obvious, in Stilbaai maak dit nie lekker sin nie, maar ons moet gehoorsaam wees, want jy weet van wie jy koop. Meeste van die mense van wie mens koop, is mense wat jy ken. En ons beleid is maar nou net, ons koop nie van die straat af nie, al wil jy ding graag hê. Ja, daar was gevalle gewees waar jy lijnmaskade, so jy, wat is die Engelse woord, dan klink ek ook belangrik, once bitten, twice shy. Yes, hoe belangrik klink ek nou vir die luisteraars. Nou jy 'n register moet jy hou, van alles wat jy aankoop, by wie jy dit koop, hulle ID-nommer, 'n foto van hulle ID, en so ook aan die mense vir wie jy dit verkoop. Al daai inligting moet jy hê. Soos die polisie daar instap, wat gebeur het, in Stilbaai, en jy is nie gereed met jou goed nie, kry jy R5.000 boete. En weet julle mense, dit klink nou petty en dit, maar dis alles om diefstal te bekamp. So, ek dink ons almal moet gehoor gee daaraan. Dit is bitter belangrik. Nou, elke item bo R100 moet registernommer gemerk word. Jy het of 'n boek, of 'n elektroniese stelsel, wat jy elke nommer merk, alles daar inskryf, en dan sit jy dit op die item wat jy verkoop. So as die polisie daar instap, kan hulle sien, okay, die ding is geregistreer, en dan kan hy op daai nommer gaan en kyk en sê, ja, mense, dit kom van daar af, en dis sy geskiedenis. En ek moet nogal sê, ons tweedehandse polisieamptenaar is op sy kop. Hy doen gereeld ondersoek, en hy kom praat gereeld met ons, so baie sien dit as 'n nuisance, dis nie 'n nuisance nie, hy doen sy werk.
Ek wil julle nie heeltyd verveel nie. Wat belangrik is, dis liefdadigheidsorganisasies is uitgesluit van die regulasies, want hulle kry skenkings, hulle koop nie aan nie. Hulle kry skenkings, maar moet soos alle handelaars vir belasting geregistreer wees. En natuurlik as hulle non-profit organisation is, moet daai sertifikaat ook vertoon word, sowel as hulle belastingsertifikaat. Nou natuurlik mense wat hulle eie goed verkoop, het geen verpligting of regulasies nie. Sodra jy egter 'n inkomste maak met die verkoop van ander eienaars se items, wat jy as besigheid namens hulle verkoop teen 'n vergoeding, moet hulle registreer soos vandisies moet doen. Hulle moet registreer, hulle verkoop namens iemand anders iets, maar hulle moet ook registreer, hulle moet al die ander voorwaardes nakom, en natuurlik belasting geregistreer wees, en jaarlikse opgawes indien, weet ons dit nie maar nie goed nie, né? Nou hierdie is 'n kort opsomming, en daar is baie onderafdelings, en ek kan sê dat die kollig val meestal op die scrap metal dealers, want dis waar die kabels heen gaan en kabelsdiefstal uitgesit word. Want Stilbaai is ons offisiere, Jan Klaasen, nogal streng. Nou, dit is 'n opsomming mense in wet 2009 van 2009, sê julle perfekte opsommings kry en hy's maklik geskryf. As hy Chantay, gaan ons dan nou 'n bietjie luister na Caravan, en dit is mos Johan Kriel. Johan Kriel, Johan, en ek glo jy speel dit vir Heidi en vir Etienne, net bietjie om weer, weet, in 'n goeie boekies te kom, Johan. As 'n luisteraars van Caravan af, wat so mooi song is, tot binne in die ruimte, en ons kyk so bietjie na Pluto vanoggend. Ja, Radio Fynbos, Johan, ek hoop jy het lekker geluister, jy, Heidi en Etienne, en ek hoop sy sulke vonkel in haar oë nou oor jou, dat jy ook, lyk my, ek weet nie, 'n romantiese kant het, Johan Kriel van Stilbaai. Nou ja, Radio Fynbos, ons praat oor die ruimte, en die luisteraars wat nou net ingeskakel het, julle is by Radio Fynbos uit ons eie ateljee in Stilbaai. Hoe cool is dit nie? Bly ingeskakel by ons. Nou, tot ons verbasing van Radio Fynbos, het ons 'n gesprek geluister waar daar genoem is dat Pluto nie 'n planeet is nie. En ek het dit op skool geleer, hy is 'n planeet. Ek is seker, maar amptelik word Pluto nie geklassifiseer as 'n planeet nie, maar 'n dwergieplaneet. Nou ja, hoekom? In 2006, dit is lank na my skooltyd, geen wonder nie, het die Internasionale Astronomical Unie, IAU, 'n amptelike definisie saamgestel wat bepaal wanneer is 'n planeet 'n planeet. Nou daar's drie redes of drie definisies. Dit moet om die son beweeg, wat Pluto doen. Dit moet massief genoeg en rond wees. Nou, dis te wetenskaplik vir my, ek het probeer dit uitsort, ek kry dit nie uitgesort nie, dit moet so massief wees, dat dit homself by mekaar trek, of so iets. Nou ja, Johan Kriel, jy is die slim ene, jy moet my toch kom klas gee. Dit moet sy eie weg om die son domineer. Baie ander hemelobjekte deel Pluto se baan, soos ystukkies en klein planeetjies en goed. En dit is wat hom diskwalifiseer dat hy nie 'n planeet is nie. Nou ja, daar het ons nou vir julle vriendelike inligting gegee van Radio Fynbos af, en dit is deur die IAU vir ons uiteengesit. Baie wetenskaplike en die publiek, soos ek, verkies steeds dat Pluto as die 9de planeet gesien moet word, want die juffrou het dit vir my geleer, en my juffrou was nooit verkeerd nie. Wat was die sinnetjie altyd, meneer van as, my jas sal u nie pas. Meneer van as, my jas sal u nie pas. Daar gooi Chantay om vir ons van agteraf. Yes. En ek het gedog sy het nie geleer nie, nou het ek iets anders daar agter. Sy is daai wat eers aankondig as sy arriveer het. Sy sê nie ek gaan dit en dit, sy het dit gedoen. Dit is soos ons al hier ken dit hier. Maar haar rapport het ook altyd gewys, sy het gearriveer met baie goeie punte. Great. So Chantay, daar sy, nog steeds. Chantay, well done. Lyk net loop in die gene hier so by Leonele. So ons kyk na interessante feite.
daar's 'n rivier in Kanada wat 2 keer 'n dag terugloop. Die St. John River loop in 'n baie klein uitmonding in die see in. Met hoë gety wat tussen 14 en 16 meter hoog is, loop die rivier agteruit. Dis wat met ons eie Gouke ook gebeur, net in 'n mindere mate. Ja, maar kan jy dink 16 meter hoog? Genade. Luisteraars, dis hoog. Nou ja, Mongolia het meer perde as mense. Luisteraars, ons is nou net besig om interessante feite wat mense nie altyd weet nie, maar wat tog interessant is vir julle oor te dra. Nou die laaste statistiek in 2023 het aangedui daar is 4.8 miljoen perde in Mongolië teenoor 3.5 miljoen mense. En die 3.5 is in 2024 in Mongolië getel. Die klimaat daar is egter perfek vir perde en die uiterste wintertoestande is min menslike intervensie nodig vir perde se versorging. Perde is noodsaaklik vir vervoer, veral in die plattelandse areas, vir vleis, toeriste en perdry. Toeriste se perdry is skiestog en die velle ook. Nou ja, kan jy dink daai vleis het jy al perde biltong geëet, Leonie? Ek gaan ook nie. O, so ek moet my Kersgeskenk vir jou nou verander. Ja, nee, asseblief. Nou ja, daar's 'n dorp in Noorwe waar dit teen die wet is om dood te gaan. Dis nie regtig teen die wet in die stad Longyearbyen, as ek dit reg uitspreek, dood te gaan nie. Maar wel om daar begrawe te word. Hoekom? Want die grond is permanent gevries daar en dit verhoed dan dat die liggame ontbind wat begrawe word. Dit gebeur dat indien 'n persoon ernstig siek raak en dit seker nou maar lyk of die persoon op sy sterfbed is, word dit geskuif na mainland Noorwe om dan daar te sterwe. Baie interessant. Baie, ja. Nou kan jy dink om in so 'n plek te woon waar die grond die heeltyd gevries is. Mens kan maar net dink. Nou Japan weer het meer as 5 miljoen vending machines. Die redes eintlik voor die hand ligging, dis veilig, as geen diefstal nie. Dit word langs hoofweë, bushaltes en treinstasies geplaas. Geen personeel word benodig nie. Dit werk 24/7 en is laag in onderhoud. Nou wat word daar verkoop? Onder andere kos, koeldrank, warm en koue koffie, sop, roomys, rys, piesangs, eiers, foonlaaiers, ja, batterye. As jy het kouse uithardloop, kan jy gou vending masjien toe hardloop. En as jou hemp, terwyl jy braai op jou hemp 'n vetkoolmors, gaan koop vir jou een by die vending masjien. En aandenkings en warm maaltye is tipies wat verkoop word. Jy weet jy jou nie, Chantay en luisteraars, ek dink nogal 'n vending masjien wat sop maak sal vir my lekker werk. Ek is mal oor sop. Okay. Ek weet nie wat 'n vending masjien sal jy glad nie kan verbyry nie. Dan gooi ek jou hier voor die bus in. Peanuts en rosyntjies. Goed. En jy, Chantay? Ons moet bietjie ons personeel, ons span beter leer ken. Ag nee, ja. Beaches, julle, ek kan vir julle vertel. Chappies, beaches. Okay. Top chappies. Ja, nee. Ja, vir alles daar so vending machine, Chantay, van beaches op ons beach is daar by die see. Kan dit werk vir jou? Seker. Nou weer wysheid van die grysheid. Nou hierdie vraag. Nee, jy mis heeltemal vir Groenland. O ja, Groenland. Jessie, kry ek nou die rooi lig van Leonie af. Greenland is meestal ys en IJsland is meestal groen. Dis lekker. Ja, ek glo julle dames sal nie in Greenland kon gebly het nie, met daai koue nie. Nee, beslis nie, ek en Veronica nie, of Chantay nie. Ja, ek sal nogal, nee, klink bietjie erg aan mekaar. Nou die wysheid en die grysheid. Ja, en vra aan ouer mense wat hulle lewenslesse gedeel het, wat hulle geleer het, was hierdie dan die volgende antwoorde. Hoor hierdie, dit raak sommer mense hart. Niemand merk jou trane, jou pyn of jou hartseer op nie, maar wel jou foute. Is dit nie waar nie, Leon?
Ek meen jy dis jou veld as Dr. Leonie. Is dit nie wat baie mense na desperaatheid toe dryf nie? Almal sien wat maak ek fout, maar dit wat ek doen, sien niemand nie. Of is dit nie regtig hoe dit gaan nie? Weet jy, dit is seker in die lewe is dit so, maar as ek nou kan sê wat vir my regtig 'n pyn is in die lewe, is mense wat opmerkings maak as ander mense net verby hulle stap. Ek meen jy weet niks van daai persoon se lewe nie, jy weet nie hoe daai persoon dit doen nie, maar jy het 'n opinie. En hierdie kommens wat ons nou maar net dink ons kan slinger links, regs, jy het nie 'n idee wat jy partykeer aan mense doen nie. En daar is ook 'n stuk in die Bybel wat eintlik vir jou so sagkens sê, moenie jou neus in ander mense se sake steek nie, hou jou by jou eie storie. So hierdie is so, ja, ons sal baie keer kyk na mense se foute, maar ons besef nie hoe groot fout ons maak as ons daar nie mense so seer maak. Ja, en ek dink ons het in 'n vorige program het ons iets genoem soos onthou net, jy weet nie hoeveel keer jou woorde na ander een se kop herhaal as hy wegloop van jou nie. Dit is so belangrik. Nou Johan Kriel, ons wil net vir jou sê, na die program gaan ons jou laaste liedjie speel. En ek hoop Heidi en Etienne sit nog lekker langs jou en luister. En ek hoop daarna, jy weet, verdien hulle maar 'n koppie tee of iets jong. Nou niemand kom jou om jou te red nie. Staan op en wees jou eie hero. Dis so hard die lewe is en dis eintlik hoe lekker die lewe is. Want dit is lekker om jouself te kan red en nie hoef te wag dat iemand jou moet kom red nie. Ja, ek dink as jy verby die punt gekom het om mense te blameer vir jou lewe, het jy ver gekom. Dan het jou caravan ver gereis al. Dit is baie mooi gestel. Nou ja, al is hy hoe brouk, of al is jy hoe brouk seker wat dit leer om geen aanbiedings te aanvaar wat met disrespek aangebied word nie. En dit is vir my die swaarste ding in die lewe as ek sien iemand wat swaar kry en iemand bied hom iets aan en die kamera is by. Dit is vir my baie swaar, want ek kan net dink wat sin vernedering moet dit wees vir daai ou. Dan doen jy, volgens my, doen jy dit nie om die regte redes nie. Bly stil, stap weg en wees bly jy kon iemand help. Ja, en dan wees versigtig wie jy vertrou, want mense verander enige tyd vir enige rede. Ja. Mense sal agter jou rug praat, maar moenie vir bekommerd wees nie, hulle is agter jou rug vir 'n rede. En ja, mense kom op 'n stadium seker wat jy begin selekteer wie is voor jou en wie is agter jou, en dis nie neerhalend nie. Ek sê altyd, my sienswyse is, en ek hoop altyd is reg, niemand is beter, of ek is beter as niemand, of slegter as niemand nie. Ons praat net nie dieselfde taal nie. Ons dink anders, ons dit, en daar's geen veroordeling by nie, ons gel net nie. Ja. Nou ja, hierdie kan ek regtig namens al ons dogters sê, die helfte van jou skoonheid kom van hoe jy met mense praat en teenoor hulle optree. Nou dit is hoe ons dogters groot gemaak het, is met hierdie woorde, en hulle is pretty, jy kan hoe mooi wees, maar as jy binne lelik is jy die lelikste mens wat 'n mens ooit kon teëgekom het. Ja, ek ken nou nie jou ander dogter, maar van Chantay kan ek presies echo wat jy sê. En dan wil ek ook sommer sê, andersom is dit ook so. Jy kan partykeer 'n mens ook kyk, dan dis dit nie die aantreklikste mens wat jy sien nie. Tot jy met hulle praat, dan kom jy agter wie hierdie is 'n fantastiese mens. Hulle is nou sommer mooi vir jou. En dankie daarvoor as 'n mens dit jou waarde is, dat jy eerder gaan oor die binneste as oor die buiteste. Ja, en maak nie saak hoe goed en behulpsaam jy is nie, jy sal nooit 'n ondankbare persoon gelukkig gemaak nie. Is dit nie waar nie? Dis baie waar. Dis baie waar. Ja, en wees nederig en dink nooit jy is beter as iemand anders nie, ek het dit nou net gesê. Ja. Nou ja, ons luisteraars, ons raak nou hartseer, want ons maak amper klaar, en al die mense wat luister, onthou, Vrydagmiddag 4:00,
is daar heruitsending. En daarna, die volgende week, sit Chantay dit op Radio Fynbos se podcast. Dan kan julle sien hoe sit ons hier in gesels en hoe mooi Kersversierings is hier. As jy in die ateljee inloop, kry jy sommer so 'n lekker warm gevoel. Inteendeel as jy voor die huis stop, sien ek al daar's mooi blink goed. Dit laat jou sommer lekker voel. Maar daaroor gesels ons oor 'n volgende keer. Nou soos ek ouer word, het ek besef peace of mind beteken die meeste. Peace of mind beteken die meeste. Dit is so, as jy heeltyd in jou kop onrustig is en moet keer, nee, peace of mind, dis wat ons wil doen. Ja, en is dit nie snaaks dat dag vir dag niks verander nie, maar as jy terugkyk, dan sien jy alles is anders. Ja, hoe waar is dit nie? Nou ja, luisteraars, van my kant af, Leonie, Chantay, dankie vir jou, dat jy ons op die lug hou. Ons gaan Johan se ander liedjie speel, Johan Kriel van Stilbaai. Geniet hom, Johan. Dis 'n great liedjie, San Francisco. Ons het altyd op 'n kol toe ons daar besoek afgelê het ons altyd gespot en gesê dis San Francisco, maar dis San Francisco. Geniet dit en luisteraars, baie dankie dat julle Radio Fynbos luister. Onthou volgende week Woensdag dieselfde tyd en dieselfde plek. Mooi loop almal. Radio Fynbos luisteraars, as julle dan iets wil doen wat 'n goeie storie gaan wees, is as julle ook vir die besoekers in Stilbaai bietjie bekend maak met Radio Fynbos. Julle kan verseker wees, Chantay speel vir julle 'n vakansie playlist wat jou voete sal laat juk en wat regtig vir jou net sal laat sê, Stilbaai is 'n visryklike lekker plek. Mooi gaan. Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons klank.